Good day to all the readers and viewers. Welcome to this week's edition of the Rustenburg Herald's News Bulletin with our top stories of this week. I am Maries Leroux and this is Waldie Volskink. Môre kykers en lesers, ons sê vir julle ook hallo. Ja, moeilike week wat vir ons voorlê. Ons het nou nie 'n weerberig in hierdie week se uitgawe nie, maar ons kan nou, ons sê sommer nou vir julle. Vrydag gaan baie koud wees en Saterdag net so. So trek warm aan, bly binne, bly warm, bly veilig. Alright, so with the school holidays just around the corner, Bakwena has cautioned drivers on the N4 to be careful of rock throwing taking place. And this is especially prevalent at the Brits Plaza. So please be on the lookout, drive safely, be aware of your surroundings. Bakwena has also placed patrollers on the N4 to try and curb this criminal activity. And there's also a help desk number that you can call if you witness this kind of thing. On page 4 of this week's edition, we have all the details. Please be safe out there. Los aan die grootste nuus na Rustenburg hierdie week is dat die Kreerstraatbrug na 10 maande oop is en dat motoriste oor die Kreerstraatbrug kan ry tussen Uptown en Downtown Rustenburg, soos ons in die volksmond sê. Groot prestasie, 2 maande, 3 maande voor die beplande voltooiingsdatum, maar nou lê die groot aanhef voor in die vorm van Helen Joseph, wat vanaf Woensdag die 2de Julie gesluit gaan wees vir verkeer, en dan gaan ons oor die volgende 10-11 maande presies dieselfde pyne deurmaak, dalk nog erger. Ons weet dit is dinge wat tydelik van aard is, dit is 'n frustrasie, maar dit moet agterreg kom en daarna gaan ons aansienlik lekkerder bestuur. Ons weet nie hoe lank gaan dit vat vir ons eendag nog 'n brug sal kry of vir nog 'n deurgang sal kry na die suidelike gedeeltes van Rustenburg toe nie. Then ietsie in Afrikaans van my kant af, helpende hand het hierdie naweek die Platinumstreekse Ons Winkel Bou 'n Toekoms kompetisie geloods. Nou wat dit behels is, julle kan by die plaaslike Ons Winkel in Beyersnodde Rylaan vir jou 'n outfit gaan kies, soos die Engelsmanne sê, en dan is daar 'n fotohoekie. Jy betaal 'n inskrywingsfooi van R50 en neem jouself af, en dan gaan al die geld wat ingesamel word vir die plaaslike studiefonds om waardige kandidaate te help om te gaan studeer wat nie die finansiële agtergrond vir dit het nie. Al die besonderhede op bladsy 10, en dan yours truly is ook een van die beoordelaars in hierdie kompetisie. Ek beloof om absoluut subjektief te wees. Ek moet mos nou maar die mooiste kies. Ja, het moet subjektief wees. So ondersteun asseblief hierdie waardige saak. Al die besonderhede soos ek sê op bladsy 10. If I can follow suit with switching to another language, residents of Amberboom Avenue at the back of Olympia Park have been struggling for ages to get the full title deeds of the properties they were living in. This week, after endless struggles by the DA, who have assisted these residents, the great news is that a number of these residents have received their title deeds, which means that they are now the legal owners of the properties they were living in the past 10 or 15 years. Very big story, great news for the elderly, and a welcome development. Dan, ons streek is weliswaar vol talent, as we all know, and on page 23 we have the story of Olebogeng Moretsile. Now he is a 30-year-old, I don't want to say young man, but definitely not old, also not middle-aged. Let's just say inspirational. He's inspirational. Now he is working as an educator, so obviously involved with the youth and upliftment, but he is also someone who is always looking for growth and to better himself, and he is using the pageant platform to do that. So he is currently a finalist in the Mr. South Africa competition and also in the Mr. Model Mediterranean Global, which is based in Spain. So all the details of how you can support Olebogeng is on page 23. Read his story, read about his motivation and what he does for himself and the youth, and we look forward to hear more from Ole in the future and wish him well with all of his achievements. So ek gou 2 vinnige storieetjies kan noem.
Albei taamlike goeie prestasies, een 'n baie goeie prestasie. Gerard Rousseau van die Rustenburgse Vryburgers, die stuurman, dis nou die voorsitter of die president soos ons in gewone terme sê, seker maar die voorsitter, nie die voorman nie, voorsitter, is tydens die afgelope burgerraad van die Vryburgers nasionaal tot die nasionale visiepresident van die Suid-Afrikaanse Vryburger beweging gekies. Dit is slegs die derde keer in die geskiedenis, of die derde keer in 40 jaar sit in die bestaan van die plaaslike korps, laat iemand uit die plaaslike korps op die nasionale bestuur dien. Groot prestasie. En dan gaan ek afsluit. Nee, ek moet mos nou afsluit. Dan gaan ek afsluit met groot nuus. Saterdag speel die Bokke vir die eerste kragmeting teen die Barbarians in Kaapstad. Gisterand het Rassie, dis nou Dinsdag aand, het Rassie Erasmus Springbok afrigter die Springbok groep aangekondig, die Springbok span aangekondig wat Saterdag teen die Barbarians uitdraf. Onder hierdie mense, hy het 4 spelers, plaasvervangerspelers aangekondig wat vir die eerste keer vir die Bokke gaan uitdraf, met ander woorde hulle debuut maak. Een daarvan is Rustenburg se Netling Forsie, die seun van die bekende Janna en Frankie Forsie, wat nou al 'n paar jaar oud is. Netling is 32 jaar oud, maar daar's nooit 'n ding soos te laat nie. Dis laat, maar nooit te laat nie. Netling kan aan die einde van sy rugbyloopbaan ook sê, hy het die Springbok trui oor sy kop getrek. Netling is gekies vir vaskopstit. Hy is een van 4, die ander staan hier by sy beriggie, en hulle is op die plaasvervangerbank. Ons hoop hulle kry speelkansie en ons hoop die Bokke wys die Barbarians waar daar die wortels gegrawe het. Intussen moet julle hierdie naweek groot vure maak en naby sit en moenie buite waag nie. Bly veilig soos ons gesê het en bly binne. Mooi bly tot volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek. Yes, at least there's no getting up before the crack of dawn next week with the schools closed. We wish you well, have a good rest, and like Valdi says, brace yourself for the cold, keep well until then. Mooi bly.